Goeiemôre en baie welkom by hierdie video-erediens hier uit Hoogland. Ek hoop dat jy lekker gemaklik is, 'n paar minute op sy gesit het en sal deelneem aan vandag se diens. Vooraf het daar sommer 'n paar afkondigings gerol en indien u die kerkkantoor se besonderhede gemis het, dan verskyn dit vir u weer hier op die skerm. Dankie vir elkeen se bydrae tot die noodfonds en produkte van kos wat ons al reeds gekry het. Ons waardeer dit en ons kan dit weer versprei. Volgende week is dit nagmaal op ons jaarprogram en net soos met Paasnaweek sal daar tydens die erediens geleentheid wees waar die nagmaal ingestel word en u dit by die huis kan gebruik. So as jy vrymoedigheid het om die nagmaal te gebruik, dan nooi ons jou om brood en wyn of sap gereed te kry en vir volgende week se diens saam te bring. Die video sal net vir 'n beperkte tyd beskikbaar wees wat jy die nagmaal dan by die huis kan gebruik. Soos wil jy uitnooi, kom neem deel, berei voor, ondersoek jou hart en laat die Here ons ook kom versterk met die tekens van die nagmaal. Nou vandag is dit ook Moedersdag en ek hoop dat ma's oral bederf is en oumas en as hulle ver is, bel hulle, doen 'n WhatsApp video call, maak 'n lekker pot tee en koffie, kuier op die plat skerms saam met mekaar. Raak kreatief, want dis hierdie moeite wat hulle vir altyd sal onthou. En as jy vandag jou ma mis en sy is nie meer hier om vir haar dankie te sê nie, kom ons sê vir die Here dankie vir hierdie wonderlike mense in ons lewe. Twee van Hoogland se jong mense het vir ons iets voorberei vir Moedersdag. Dankie Alex en Simon Kriege en die hele Kriege gesin, ons waardeer julle voorbereiding. Kom ons kyk hierna. Mamas is wonderlike mense en hulle leer ons so baie goed, soos om te bid. Simon, jy beter bid tot die koel kom uit die mat uit. Hulle leer ons ook uithou vermoë. Jy gaan daar sit, totdat jy jou ertjies opgeëet het. Hulle leer ons ook van taal. Watter gedeelte van nee verstaan jy net nie? En hulle leer ons ook hoe om nederig te wees. Ek voel altyd so klein as mamma vir my sê, mannetjie. Maar die beste van alles is dat mamas ons leer van warm drukkies wat trane wegtoer, swentjies wat seerplekke gesond maak. En mamas leer ons ook dat ons mooi, goed en slim is. Dankie liewe Jesus vir ons wonderlike, slim mamas. 'n Mamma se hande is sagte hande, waarmee sy jou snyplekke kan toeplak, slierte hare uit jou oë kan vee en jou koue lyf onder 'n dik kombers kan vou. 'n Mamma se hande is werkershande, waarmee sy messe en virke op die tafel pak en die besem vashou om die huis mee skoon te maak. Dieselfde hande wat groen boontjies en pampoen opsny. Dit is die werkershande wat ek so lief het. Dankie mamma, dat mamma altyd daar sal wees met hande om my te vang as ek val en styf teen mamma se bors vas te druk. Nou ja, mag elke ma en ouma en ook voornemende ma's vandag, te midde van die inperking, 'n wonderlike dag geniet. Kom ons raak 'n oomblik stil, ek wil jou uitnooi om jou oë toe te maak en dan luister ons na die volgende. Here ons God, ons is maar 'n oomblik, maar U is vir altyd. U is die God van die eeue. Here, reeds voor tyd was U God gewees. Ons is maar 'n asempie. U is vir ewig. U wat ons liefhet, Here, altyd so getrou. Daarom wil ons saam met die engelekore in Openbaring ons stemme verhef om te sê, Heilig, 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 Here God, die Almagtige. U wat was, wat is, weer kom. Waardig, Here Jesus Christus, is U die lam wat regeer en daarom al die lof, al die aanbidding en die ere kom U toe, o Heer, tot in ewigheid. Amen.
Dit is hy wat waardig is om al die lof, aanbidding en eer te ontvang wat ons vandag kom groet met die woorde. Genade en vrede vir jou, van hom wat is, wat was en wat kom. Amen. Reg deur die eeue, wanneer die toekoms onseker was, broos was en die daaglikse lewe net te veel geword het, het die kerk weer geblaai na Openbaring hoofstuk 1. Nou die waarde van Openbaring se boodskap is nie net in die toekoms en dat dit 'n voorspellingsboek is nie. Nee, Openbaring is neergepen in moeilike omstandighede om vir gelowiges moed te gee. Daarom kan ons ook na Openbaring 1 blaai en weet, dis ook vir jou en vir my vir nou, 10 Mei 2020, tydens hierdie vlak 4 inperking, dis ook vir ons geskryf. So voor ons dit gaan lees, gaan ons vir die Here vra om hierdie gedeelte in ons harte te seën. Ilse van der Walt gaan vir ons dit voorlees, maar kom ons maak eers ons oë toe en dan bid ons saam. Kom, o lig, en verlig die duister in my. Kom, o lewe, en wek my uit die doodheid op. Kom, o groot geneesheer, en heel my wonde. Kom, vuur van goddelike liefde, en verteer my sonde, verwarm my hart met u liefdesvlam.
kom my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe, want U alleen is my koning en my Here. Amen. Openbaring 1 vers 9 tot 20. Jesus se verskyning aan Johannes. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes, en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Baie dankie Ilse vir daardie pragtige voorlesing wat net so 'n stuk rustigheid oor 'n mens bring. Ek is seker dat jy al, net soos ek, jou vingers gekruis het soos hierdie. Miskien het jy dit al gedoen vir 'n bietjie geluk, of dit agter jou rug weggesteek wanneer jy nie die waarheid praat nie. Nou, gekruiste vingers is 'n eeuoue teken van geloof wat uit die vroeë kerk gekom het. Gekruiste vingers het mense se vertroue in God se beskerming en sorg bely. So dit was 'n belydenis. Dit was nie net 'n teken, dit was 'n belydenis. En as jy vandag 'n belydenis wil doen, kan jy net jou vingers so kruis. Dit het bekend gestaan as Christus die oorwinnaar seun. Christus die oorwinnaar seun. Dit was eenvoudig. Die duim was simbool van God die Vader, die langste vinger verteenwoordiging van Jesus Christus en die indeks van Heilige Gees. So deur jou vingers so te kruis, was die betekenis, mag Christus deur die Gees se werking in jou en my lewe oorwin. Mag Christus deur die Gees se werking in jou en my lewe oorwin. Johannes ontmoet Christus wat reeds gewen het, ook in my en jou lewe. Hy is volgens vers 17, wanneer hy vir Johannes sê, ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, maar ek lewe tot in alle ewigheid. En weet jy, dis juist hierdie ontmoeting van Johannes met Jesus, wat ons vandag kom bemoedig en kom aanspoor. Die eerste ding wat my in hierdie verse opval, is die klem op lig. Johannes sien 7 goue staanlampe wat natuurlik lig maak,
oë van die Here Jesus Christus wat soos vuur vlam, die 7 sterre in sy hand wat natuurlik blink, sy hele voorkoms soos die helderste son. En dit herinner my sommer dadelik aan Johannes, hoe hy sy evangelie begin in vers 4, wat sê, in hom was daar lewe, die lewe was die lig vir die mense, en dan hierdie belangrike sin, die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. So saam met Johannes sien ons vir Jesus wat reeds oorwin het. Met lig omhul en ons kan weet, die duisternis en die dood oorwin nie die ware lig nie. Hy wat Christus is, wat lewe, hy triomfeer en hy regeer, vandag 10 Mei 2020 steeds. Weet jy ook nou, vandag, tussen al die donker nuus van die eksponensiële toeneem van infeksies, al meer sterftes, die realiteit wat so 'n bietjie nader in ons lywe kom, selfs in hierdie tyd van soms fisiese hongersnood, niks, hierdie donker, kan ook nie vir Christus oorwin nie. Niks van vir God omkant nie. Al voel dit vir my of hierdie goed magte is wat sterker is as ons. Dis meer as wat ek kan hanteer. Dis meer as waarvoor ek kan sien. Ek sien nie uitkoms nie, onthou. Lig, die lig is Jesus Christus. En hierdie duisternis sal dit nie kan uitdoof nie. Wanneer jy voel of alles jou oorweldig, of die donker jou net so wil insluk, kruis jou vingers. Mag Christus deur die werk van Heilige Gees daardie duisternis oorwin. Vir jou vrede en kalmte en moed en hoop kom gee. Nou in hierdie sterk lig van die visioen sien ons saam met Johannes iemand soos die seun van die mens, Jesus Christus. En waar sien ons hom? Ons sien hom tussen die lampe en hy hou 7 sterre vas. Nou is hoef nie veel te wonder oor die betekenis van die lampe en die sterre nie, want Johannes skryf vir ons wat die betekenis daarvan is in vers 20. Die 7 lampe is die 7 gemeentes en die 7 sterre is die 7 boodskappers of, soos die 83 vertaling dit vir ons gehad het, die leraars. En 7 is natuurlik die simboliese syfer van volheid, van alles en almal insluit. So die 7 gemeentes en die leraars verteenwoordig ons almal, ek en jy. En wat sien Johannes? Jesus staan tussen die lampe. Jesus is tussen ons. Jesus, die een wat in die donker skyn, wat in die duisternis skyn, en die duister kan dit nie uitdoof nie, die een wat oorwin het, hy is deur sy Gees by ons. En dis hoe God in jou lewe oorwin. Want ons is nie alleen nie. God is naby ons, nou, elke dag, altyd, elke oomblik. Weet jy, soms wanneer goed vir my te veel gevoel het, of as ek sukkel met iets, dan was dit altyd vir my goed om net te weet, ek is nie alleen nie. Ek kan met iemand praat, nog iemand voel soos ek, al sukkel ek. Daar's iemand wat deel in hierdie ervaring. Vandag kom oorwin Christus in jou lewe. Jy is nie alleen nie. Al voel dit so, al is jy dalk fisies alleen in jou huis ingeperk, al voel jy alleen en ver van jou mense of jy wil graag by hulle kom, sien saam met Johannes die opgestane, oorwinnende Jesus tussen die lampe, tussen ons. Want Jesus se laaste belofte aan sy disippels, voordat hy opgevaar het hemel toe in Matteus 28 vers 20 sê, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan kom ons by die laaste vir vandag. Toe Johannes, oorweldig deur dit wat hy sien, neerval, lees ons die volgende in vers 17. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Het jy dit gehoor, het jy dit gesien? Jesus Christus, hom uit wie die lig straal, vat met sy regterhand aan Johannes se skouer. Nou ek glo, dis nie net ek nie, maar ek was al meer bemoedig deur iemand se hand op my skouer, as met 'n oorvloed van woorde. Het jy dit al beleef? Hier kom Jesus en hy bemoedig 'n moedelose Johannes, met sy uitreiking en aanraking aan Johannes.
wanneer die verheerlikte Here sy hand op die moedelose, uitgelewerde Johannes plaas, dan het die 7 gemeentes en ons vandag weer moed geskep. En hulle, ons, weet dat ons veilig is in God se sterk, ondersteunende, bemoedigende, gerusstellende regterhand. Onthou, Christus het reeds oorwin. Mag hy ook deur die werk van die Heilige Gees in jou lewe oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Christus met my, Christus voor my, Christus agter my, Christus in my, Christus onder my, Christus bo my, Christus regs van my en links van my. Christus waar ek lê, waar ek sit. Christus waar ek opstaan, Christus in die hart van elke mens wat aan my dink. Christus op die tong van elke mens wat oor my praat. Christus in elke oog wat my sien, Christus in elke oor wat my hoor. Christus wat my vandag beskerm teen alle gevaar wat oor my pad kom, sodat ek die lewe in sy oorvloed mag beleef. Amen. Voordat ons Here se seën oor ons lewe gaan vra, is daar geleentheid en inligting van hoe om ons dankoffers nog steeds aan die Here te bring, en u is welkom om ook nou hierdie geleentheid daarvoor te gebruik. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag geniet. Onthou, wanneer dit te veel voel, wanneer dit te swaar raak, Christus het klaar in jou lewe oorwin. Hy het dit gedoen, hy doen dit vandag en hy sal dit in die toekoms doen. Mooi dag vir u. Aan elke mamma, ouma en tannie 'n hartlike gelukkige Moedersdag vir julle. Ek wil graag vir julle daarvan bewus maak dat ons Moms Night Off geleentheid ongelukkig nie meer sal plaasvind en uitgesaai word nie. Lenet en haar man Chris het tyding gekry dat hulle kleindogter oorlede is. En daarom wil ek graag uit medelee en ook liefde en respek vir haar en in die besonder ook vir hulle hele gesin nie voortgaan met hierdie geleentheid nie. En ek wil jou aanmoedig om ook die tyd te gebruik om saam met jou gesin te spandeer. Ek dink hierdie gebeurtenis maak ons in die besonder aan die een kant daarvan bewus van die voorreg daarvan om 'n ma te kan hê waarmee jy saam kan Moedersdag vier en ook die voorreg van 'n ma om kinders te kan hê om dit mee saam te kan vier. En terselfdertyd word ons ook bewus van die diep hartseer wat daar in baie huise heers, ook op spesiale dae soos Moedersdag. Ter nagedagtenis aan Bel, Lenet en Chris se kleindogter en ook elke mamma en elke kind wat nie hierdie Moedersdag met ons kan wees nie, steek ek vanoggend ook graag 'n kers van herinnering aan. Kom ons dink vandag aan elkeen vir wie dit 'n hartseerdag is en ons dank ook die Here wanneer daar in ons huise feesviering mag wees. Mag ons die groot voorreg daarvan besef om vandag 'n drukkie te kan gee vir 'n ma of 'n kind, of die foon te kan optel en hulle te kan bel en te kan sê gelukkige Moedersdag. Die Here seën elkeen van julle en ek sien uit om volgende Sondag lekker saam met julle te kuier rondom die woord van die Here.